Hallo jong wiskundiges en welkom terug by nog 'n video. Vandag kyk ons na desimale breuke en hoe ons daarmee kan deel. So kom ons begin. Wanneer ons deel met desimale breuke, werk dit soos enige ander langdeelsom. Daar's so een of twee goedjies wat ons net verander om dit vir onsself makliker te maak, maar dit wat ons verander, moet ons baie keer weer terugsit. As ons na hierdie sommetjie kyk wat ons nou hier voor ons sien, 27,6 gedeel deur 12, is daar nie te veel om oor te stres nie. Ons gaan herskryf hom in ons deel of langdeel manier. Ons aftakkie het dit wat ons wil deel in die binnekant en dit wat ons mee deel aan die buitekant. Wat belangrik is, die getal in die binnekant van my aftakkie bepaal waar die komma moet kom en die komma kom reg bokant om daar. Let net wel, daar is 'n vangplekkie as daar by die tweede getal ook 'n desimaal is. So wat ek weet van my langdeel is baie eenvoudig. Ons begin aan die linkerkant by die 2. Ons gaan eers die deel toepas, dan is dit maal, dan is dit aftrek en dan is dit bring af. So ons eerste stap is om te deel. Kan ek daai 2 met 12 deel? Nee. Kan ek 27 met 12 deel? Ja. Hoeveel keer gaan 12 en 27 keer in? Is 2 keer. 2 maal 12 gee vir my 24. Dan moet ek hulle aftrek van mekaar. 7 minus 4 is 3. 2 minus 2 is 0. Dan die laaste stapie is bring af. Daai 6 moet ek afbring. Skryf hom hier onder. En dan begin die proses van voor af. Kan 36 deur 12 deel? Ja. Hoeveel keer? 3 keer. 3 maal 12 is 36. Trek af. As ek 0 kry in die onderkant, is my som gebalanseerd en is my antwoord wat ek bo geskryf het reg. As hy nie by 0 eindig nie, dan mag nie 'n res wees nie. Jy mag nie 'n res hê nie. Dit kan nie plaasvind nie. So as daar 'n res is daar 'n tegniek wat ons kan gebruik om dit uit te werk. So die antwoord van 27,6 gedeel deur 12 is dan 2,3. Ons kyk nou nog 'n voorbeeld. In hierdie geval is daar twee desimale aan albei kante, desimale aan albei kante. Presies dieselfde. Ons het ons gewone aftakkie, dit wat ons wil deel ons dan met dit wat ons graag dit mee wil deel aan die buitekant. Nou om hierdie vir onsself te vereenvoudig, wil ons graag die komma aan die buitekant opskuif. Ons wil nie hê dat daar 'n desimaal aan die buitekant is nie. So in hierdie geval selfde as wat ons by die maal doen. Ons maal hom met 10, ons skuif hom op een plekkie, dan het ons 28. Dit wat ons buitekant doen, gaan ons ongelukkig aan die binnekant ook moet doen. OK. So dit wat ons nou gedoen het, dan herskryf ons sommetjie oor. Dan het ons 28 aan die buitekant, 33,6. 33,6. So, nou bepaal ons waar moet ons komma kom. In hierdie geval kom die kommaatjie reg bokant om. En nou kan ons hom uitwerk. Gewone deelsom, eers deel jy, dan maal jy, aftrek en ons bring af. 28 kan hy in 3 gedeel word? Nee. Kan hy in 33 ingaan? Ja, 1 keer. 1 maal 28 is 28. Ons trek dit nou by mekaar af. Kan nie 3 minus 8 nie. So ons gaan leen 1. 13 minus 8 is 5. Dan bring ons die ander getalletjie af, 56. Nou gaan ons presies dieselfde stap volg. 28 kan dit in 56 gedeel word? Ja. Hoeveel keer? 2 keer. 2 maal 28 is 56. Ons eindig op 0 en dan is ons som gebalanseer. So dan is ons antwoord 1,2 aan die bokant. Onthou net, daar is 'n vangplekkie en ek dink ek gaan nou sommer net 'n random sommetjie langs aan doen. Ons maak dit sommer 3,482 gedeel deur kom ons maak dit sommer 0,448. Alraai. Nou hierdie lyk nou 'n verskriklike sommetjie.
Maar ek wil graag hier die konsep verduidelik van wat maak jy as jy nie op 0 eindig nie. En dit is nogal belangrik, want dit gebeur baie keer. Eerstens moet ons ons som balanseer dat dit eenvoudig is. Ons skuif ons kommetjie 3 plekke in die buitekant, so ek gaan 3 plekke in die binnekant skuif. So dan het ek 448 wat ek gebruik om 3482 te deel. Ek moet gaan kyk waar was my komma. Ek is daar op die punt en ek sit hom daarin daarbo. En nou begin ek deel. 448 kan hy deur 3 gaan? Nee. Kan hy deur 4 gaan? Nee. Kan hy deur 348 gaan? Nee. Nou moet ons gaan kyk na 3482. Baie keer is dit nodig om jou wenkbord te skryf, om jou te help, om te verseker dat jy dit reg uitwerk. En ek hou daarvan om gewoonlik net tot by die 5 maal tafel te skryf, want dan maal ek hom maar net met 2 as ek verder gaan. Partykeer as mense fout maak, is dit die fout by die wenkbord en nie op enige ander plek nie. So baie belangrik. 448 maal 1 bly 448. 448 maal 2 is 896. 448 gedeel deur 3 is 1344. 448 maal 4 is 1792. 448 maal 5 is dan 2240. Nou moet ek probeer kyk, hoe kan ek so naby as moontlik aan daai getal kom? Nou, as ek mooi gaan kyk, die beste gaan wees om met 5 te maal, dan kry ek 2240 en dan kan ek dalk vir 3 maal 3 of maal 2 bysit. In die geval gaan ek 'n maal 2 bysit. So indirek, hoeveel keer gaan 448 en 3480? Dit gaan 'n totaal wees van 7 keer. Nou 408 maal 7 is 3136. Gebruik die gewone optelmetode of die maalmetode om dit vir jou uit te werk indien jy onseker is. En dan trek ons af. Ek kan nie die 2 van die 6 aftrek nie. 12 minus 6 gee vir my 6. 1 kan ek nie aftrek nie. 11 minus 3 gee vir my 8. 3 minus 1 is 2. Dan bly ons oor met 286. En dis nou waar die probleem kom. Nou dink ons het 'n res uitgewerk. Hierdie is 'n res. Jy mag nie 'n res hê nie. So wat ons dan doen is, onder die aftakkie mag jy 'n 0 bysit. En jy bring daai 0 af en sit hom daaronder. As jy dit daar ingebring het, het ons nou skielik 2860. En ons gaan hom dan nou volgens ons wenkbord weer verder uitwerk. Wat is die naaste aan ons wenkbord? Die naaste wat ek daaraan kan kom is maal 6. So ek skryf my 6 daarbo. 6 maal 448 gee vir my 2688. Ons trek hulle af van mekaar. Dan kry ons 15 minus 8 gee vir my 7. 7 minus 6 is 1. So dan bly ek weer oor met 172. So ek moet weer aangaan. Ek mag nie stop nie, die som moet balanseer. Dan sit ek nog 'n 0 by. En so sit ons nulle by en elke keer kom die antwoord daarbo. As jy op jou calculator gaan intik 3,482 gedeel deur 0,448, dan gaan jy 'n antwoord kry wat soos hierdie lyk. Dit gaan wees 7,7723214286. Dit is 'n verskriklike lang som. Jy is nie veronderstel om so 'n som in 'n toets of 'n eksamen te kry nie, maar die kans is baie keer daar dat jy bietjie meer gaan uitbrei. Ek leer my kinders dat ons nie verder gaan as die 3de desimaal nie. Dan rond ons die laaste getal af tot die naaste 10 toe.
en ons beweeg van daar af aan. Ek hoop jy het aandagtig geluister en sterkte vir jou in die toekoms. Goed gaan.